Ek gaan nou vir julle 'n stukkie lees, dan moet julle antwoord, en dan is dit nou so 'n bietjie van 'n seremonietjie, né? Is dit reg? Ek lees nou. Dit is nou hier uit hierdie groot rooi boek op die kansel, die boek van die kerk. Hulle sê, die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders, die kinders wat ook gedoop is, die geleentheid te gee om persoonlik, jy alleen, jy voor God en die gemeente, familie van die Here, rekenskap te gee van hulle geloof. En so antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop, ja. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met die mond sê en met die hart glo dat Jesus die Here is. Dit is wat dit beteken, Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord en om getrou deel te neem aan die erediens en al die aktiwiteite van die kerk waar jy ook eendag aan kerk gaan en groot gaan wees, En om te volhard in die gebed, jy met aanhou bid en God op alle terreine van julle lewe woord en daad verheerlik. Dit beteken ook dat julle sal aanhou om hierdie belydenis te glo en dat julle ook nie sal ophou daarmee nie. Julle sal vir mense vra om julle te help. En aangesien julle die kerkraad, ek het mos sy kerkraadslid na elkeen van julle toegevat, hulle sit almal daar en kyk vir julle. Daar is ook een, dink ek. Ja, omdat nadat julle met die kerkraad gepraat het, en ons het 'n hele gesprek gehad daar by julle ouers, by julle mense, die kerkraad met blydskap ook toestemming gegee dat julle geloofsbelydenis mag aflê hier in die kerk. En nou wil ek graag hê dat julle op die volgende vraag, ek gaan nou die vraag eers heeltemal lees, dan gaan ek daar by Gilmarie begin, dan gaan ek so een vraag hoor. Die eerste vraag is, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Nou, ek weet, ek kan nou al vir julle sê, nie eers die mense in die kerk weet wat beteken dit nie. Ons sê, glo julle dat die Bybel, en soos hy hier verkondig word, die waarheid is? Dis waarop dit neerkom. Die tweede vraag is, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade en die belydenis van die leer tot jou einde te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Dis ook 'n moeilike vraag. Kerk het baie keer so 'n moeilike taal, maar dit kom maar op neer. Sal jy aanhou glo dat die Bybel die waarheid is? Sal jy aanhou, beloof jy sal aanhou glo, die Bybel is die waarheid? Okay, dan die derde ene, dit is 'n maklike ene, en dis maklike woorde, maklik verstaanbaar, maar 'n groot vraag. Die derde een is, bely jy of glo jy dat Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, en dat jy hom liefhet, en beloof jy om hom te dien, en sy naam getrou te bely, te praat oor hom voor mense, en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Dis 'n belofte wat jy dan maak. Glo jy dat Jesus jou persoonlike verlosser is, jy hom lief, beloof jy om getrou te wees aan hom en deel te neem aan die kerk se werksaamhede? En dan die laaste vraag wat ons nou die dag nog oor gepraat het, beloof jy dat jy jouself onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Julle verstaan daai een, Tug beteken ons trek nader. Slaan nie mekaar nie. Ons byt nie mekaar nie. Ons trek nader. Ons hou mekaar vas, Okay. Julle die vrae almal gehoor, Goed. Nou wil ek daar by Gilmarie begin, en ek wil by haar hoor, Gilmarie, jy het mooi gehoor wat die vrae beteken, Wat sê jy? Ja, dankie Gilmarie. Kan ek vra dat iemand vir Gilmarie net vorentoe sal kom? Dalk haar pa en ma, daar's blommetjies daarso, sit hang hom so om haar kop. Jy hoef nie vas te steek nie, Cleo nie, want die vassteek lyk my werk nie altyd nie, maar so met 'n blommetjie, dit is nou, en dan baie dankie. Dankie Guillaume. Ja, gee hom sommer so vir. Dis goed. Daar is sy. Dis 'n mooi, dankie. Baie dankie, julle hoor. Goed, Philip brand die kers.
Waar is die groot kers? Ja, brand hy. Dankie. En nou gaan Gilmer net 'n kersie aansteek. En nou hou sy hom vas. Daar sy. By die kers, hoor. Dankie Gilmer, is maar net om te sê, ek steek my geloof by die Here Jesus aan, hy is die lig van my lewe. Dankie Philip. Daar sy. Dankie Gilmer. Nou ja, sy mooi. Pieter, jy het die vraag gehoor, né? Wat antwoord jy daarop? Ja, goed. Iemand vir Pieter, dalk? Pieter, daar kom hulle. Dankie. Dankie. Sy, dit is iets moois, nee. Dankie Wilna, Pieter. Daar sy. Daar sy. Ag ja. Dankie Pieter. Pieter, daar sy. Dankie julle twee. En dan Leonie, het jy ook die vraag gehoor? Wat antwoord jy? Ja. Iemand vir Leonie? Dankie Marlene. Papa werk in Amerika. Daar sy. Mooi. Dankie Leonie. Sy mooi. Is dit nou Ardu? Ardu, ek gaan Ardu en Dian sommer saam sê, is dit reg? Is dit goed? Kom ons sê eers Ardu. Ardu, goed. Sê jy het die vragies gehoor? Antwoord? Goed, dankie. Iemand vir Ardu? Sy. Okay, en dan Dian, het jy gehoor? Okay, wat antwoord jy? Okay, goed, daar sy, daar is mama. Dankie Dian. Daar sy, Dian en Ardu. Jong, elke jaar, as ek nou hier kom by hierdie geleentheid, dan is die jong mense vir my sulke mooi mense. Almal sulke mooi mense, goeie mense, nee. Die Here maak dan mooi mense, jong. Hy gaan brand hoor. Jy blus hom nie so maklik uit nie. Mieke, en het jy die vragies gehoor? Ja, wat sê jy? Ja, goed, iemand vir Mieke? Dankie. Daar sy. Anton en Stefna. So. Sy, dankie julle. Mieke Potgieter. Baie dankie. Goed. Is weer jou beurt. Het jy vragies gehoor? Wat antwoord jy? Goed, mooi so. Daar iemand vir SW? Sy. Marna. Ja, stap sommer saam, ja. Dis maklik. Ek het baie mense wat baie prakties is, hoor. Sy. Mooi julle, mooi. Sy. Dankie Marna.
Kies weer. En Jan Ray, jy het nou die laaste ene, nee? Van die 8. Jy het die vragies ook gehoor? Wat sê jy? Dis reg. Dan iemand vir Jan Ray? Dries en MC. Ja. Ja, ook saamstap. Sê, dankie julle. Geliefdes, ek wil graag vra dat hierdie julle hiervoor, nou draai net om na die gemeente toe. Nee, draai net na die gemeente toe. En nou, liewe gemeente, dis mos die voorstelling. Ek stel julle voor aan die belydennisklas van 2025. En liewe belydennisklas, ek stel julle voor aan die gemeente. Julle is familie van mekaar. Sien julle hoe lyk hulle? Goed, geliefdes, kom ons as gemeente staan, dan sing ons Laat die Heer U seën op hul daal, dan bly ons sommer staan, dan doen ons saam belydenis van ons geloof, hoor. Dankie Bian. Kom ons draai net ons papiertjies om, ons sertifikaatjies, die hele wat hier voor staan, hoor. Ons gaan nou belydenis doen van ons geloof, en ons sê almal hardop die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis, wat ook hier teen die muur geflits sal word. Asseblief Bian, dankie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Baie dankie, ek kan maar weer sit, geliefdes. En dan wil ek goed, julle kan nou maar saam met my kom sit, dan sit ons hier so, ek gaan in die middel sit, kom ek sit so hierdie kant, ek gaan net vir julle wys waar sit ek, hoor, ek staan hier so. Hierdie kant 4 en hierdie kant 4, dan kan julle net hierdie doekie wat so pragtig is, net bietjie optel, en so sit, dan kan julle kersies voor julle neersit, hoor, is dit reg? Kom ons tel hom net so bietjie op, ek gaan nou vir die diakens vra,
om vir ons die tafel in gereedheid te bring, hoor. Ek gaan nou dit doen. Kom ons tel so lank hierdie op. Kan julle daarin optel, daar so. Dankie. Goed, julle kan maar sit, hoor. Sit julle kersies hier so neer voor julle, dan kan julle maar sit, hoor. Julle seker nou al moeg gestaan, nee. Daar sê baie dankie julle, hoor. Sit gerus. Goed, ek wil vra dat ons lied 532 sal sing, die eerste en die derde vers, jy kan maar net so sit, terwyl die diakens dan vir ons hierdie tafel net sal skoonmaak en dat ons kan nagmaal bedien. Dankie. Nou ja, my broer en suster, kom ons word net stil voor die Here voor ek die tekens uitdeel en kom ons bely ons skuld, né, ons sonde. Ons bely ons sonde nou voor die Here. Kom ons bely ons sonde en dan sal ek vir ons 'n gebed doen. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan weet, dat wanneer ons skuld en ons sonde voor U bely, dat U getrou is en dat U regverdig is, dat U altyd dieselfde is, dat die liefde nooit flouer brand vir ons nie, dat U ons skuld vergewe. Elke keer weer, omdat U daai eerste keer dit volkome gedoen het. Baie dankie, Here, dat Jesus vir ons kom sterwe het. Baie dankie dat ons die kinders mag wees en dat ons nou as die kinders saam die nagmaal kan gebruik. Seën dit aan ons almal, Here. Help dit ons sal versterk in ons geloof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En nou wil ek vra dat die diakens net sal kom asseblief. Ons doen dit deesdae so, my broer en suster. Ons deel al die tekens uit, elkeen se brood, en dan hou ons die broodjie. Nee, dan deel ons al die wyn uit, hou ons die wyn. En as almal wyn het, dan sê ek die brood wat ons breek. Nee, dan doen ek die instellingswoorde en dan gebruik ons almal saam, nagmaal. Is dit goed? Goed, ons deel eers die broodjie uit dan. Daar sê, dankie diakens. Baie dankie geliefdes, dit vat 'n volle 10 minute om vir hierdie volkerk 'n broodjie en 'n glasie wyn te gee. Dis wonderlik, nee.
My broer en suster, liewe jong mense hier voor, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus, wat vir ons almal gebreek is. Neem almal daarvan, eet daarvan, en terwyl julle eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam ook so gebreek is tot versoening van al ons sonde. Geliefdes, die beker wat ons met danksegging seën, dit is die nuwe verbond in die bloed van ons Here Jesus. Neem almal daarvan, jy het nou, drink daaruit en terwyl jy drink, dink daaraan en glo dat die Here Jesus se bloed gestort is, vergiet is, gevloei het tot versoening van al u sonde. Kom ons sing 'n lied en ons sê dankie. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. Lied 553. Ek is bly ek het 'n Bybel wat ek elke dag kan lees. Kom ons sing daardie lied. Kom ons sing ons sommer 2 maal, né? Ja. Kom ons staan en sing ons hom. Ons bid nou saam, geliefdes. Hemelse Vader, ons dankie, ons prys U en ons loof U, ons harte is sommer vol. O Heilige Gees, dankie vir die vreugde wat U bring. Dankie Here vir die blydskap van U kind wees, wat U kind wees vir ons elkeen beteken. Dankie Here, dankie. Dankie dat ons saam kon wees vandag en nog steeds saam is. Nou baie dankie Vader dat ons kan vra U seën ons deur ons lewe. Wees elkeen naby. En dan Vader bid ons vir elkeen wat swaar kry. Elkeen wat U nodig het. Elkeen wat na U roep. Elkeen wat eensaam is en hartseer is. Pyn ly, oud is, swak geword het. Ons dink aan hulle wat ly onder oorlog en onder geweld. In watter vorm ook al. Asseblief Here, laat U kinders saam staan teen die onreg van hierdie wêreld. Baie dankie Here, ons kan bid dat U vir ons sal help en sal voorgaan. Dankie vir nagmaal.
Dankie vir belydenisaflegging, dankie vir geloof. Dankie vir familie wees. In die naam van Jesus. Amen.